Ek vra dat ons net so in 'n gees van aanbidding sal bly vandag, maar laat ons ook hierdie vreugde wat die Here laat borrel in hierdie plek vanmôre, dat dit sal uitborrel uit ons uit. Dis so fantasties dat jy vanmôre hier is, dat jy hierdie woord saam met ons kom deel, dat die Here vir ons nie kom oopbreek, want ons lees sy woord elke dag, en dan lees jy dit vir die 100ste keer, en dan staan daar ewe skielik iets anderster. Want dis wat hierdie week met my gebeur het. En die Here gesê het, ek wil vir julle iets anderster gee, ek wil die ou vir julle nuut maak. Ek wil my hart oopbreek vir julle. En ek weet dat die Here is besig om 'n magtige ding te doen. So kom ons gesels vandag saam, want ek gaan praat oor die koninkryk van God. Dis as jy gaan Google, dan is daar duisende en duisende en duisende artikels wat jy kan gaan kyk na en gaan luister na. Maar wat ek vanmôre wil gee, is nie 'n Google boodskap nie. Wat ek vanmôre vir jou wil gee, is 'n Gods boodskap uit sy woord uit. Want ons het baie vrae oor die koninkryk van God. En ons het al baie studies gehoor oor die koninkryk van God. Maar baie mense besef nie dat die koninkryk van God is die sentrale boodskap van die hele Bybel. Dis die boodskap van God, dis sy hart. Want hy het begin by Adam, by die skepping van die mens. Genesis 1 vers 26. Kom ons maak 'n mens na ons beeld. Let us make man in our image. En ons word groot daarmee, dat ons probeer in ons verstand uitwerk, hoe lyk ons dan nou soos God? Maar weet jy wat, dit gaan nie oor hoe Tinus hier voor julle lyk, of hoe Nico lyk nie. Want dis nie hoe God lyk. God is ver bo hoe ek en jy fisies lyk. Ons kan nie lyk soos wat God lyk nie. So wat is dit wat die woord vir ons hier sê as 'n inleiding oor die koninkryk van God? Want as jy gaan kyk na die oorspronklike betekenis hiervan, die sentrale boodskap van die gelykenis, om in die gelykenis van God geskep te wees, dan sê die woord vir ons, jy is geskep as 'n verteenwoordiger vir God. Jy verteenwoordig hom in die koninkryk. Jy's daar as sy beelddraer. Hy sê, het ons geskep om te heers, konings heers. Adam was in 'n plek van heerskappy gewees, want hierdie sonde het hy daai heerskappy gelos, hy het dit weggegee. En daar's teologiese verskille vandag oor wat dit regtig beteken, maar kom ons kyk, Lukas 4 vers 6, wat sê dit vir ons? Dis waar Jesus in die woestyn was, en Satan kom na hom toe, en hy sê vir hom, ek sal vir jou die glorie en die mag oor al hierdie koninkryke gee, want hulle is myne om vir elkeen te gee wie ek wil. Dis nie Jesus wat hier praat nie, dis Satan wat hier praat. Jy sien, ons kan redeneer soos wat ons wil. Satan het sekere mag gevat, gesteel, wat God vir ons gegee het. Maar Jesus Christus is die een wat gekom het, en hy het dit gebreek, daar aan die kruis, het hy teruggevat. Jesus het gekom om die koninkryk te kom herstel. Hy het gekom om terug te vat. En nou 'n belangrike vers, en ons praat baie met mekaar, ons bemoedig mekaar. Jesus en sy disippels staan en hulle praat daaroor alledaagse goed en so aan. En oor wat moet hulle eet en wat gaan hulle aantrek en al hulle bekommernisse. En wat sê Jesus vir hulle? Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Maar my boetie en sussie, ek wil vanmôre vir jou 'n vraag vra.
Hoe soek jy na iets as jy nie weet hoe dit lyk nie? Hoe gaan jy soek na die koninkryk van God as jy nie weet hoe lyk die koninkryk van God nie? Want dit is baie maklik om te sê, weet, soek net die koninkryk, dan gaan jy daar al hierdie goed kry. As ek vir jou sê, vanmôre gaan wie wat ek gehoor het, laasnag iewers daar 'n UFO geval, gaan soek die UFO, jy weet nie hoe lyk dit nie, jy weet nie eens die storie daarvan nie. So 'n opgemaakte storie. So wat sê Jesus vir ons? Jesus sê vir ons, gaan soek na iets wat nie sigbaar is nie. Iets wat jy nie kan sien nie. Jy kan nie aanvat nie. Dis nie jou geografiese gebied nie. Maar hy sê vir jou, soek dit. Hierdie koninkryk is 'n plek van heerskappy. Die Griekse woord sê dit baie mooi vir ons as jy dit vertaal in Afrikaans. Hierdie koninkryk beteken, dit is die aktiwiteit van 'n koning wat regeer. Die aktiwiteit, die goed wat ons God doen, die goed wat ons koning Jesus doen, dis die koninkryk. So jy moet nie 'n plek soek nie. Jy moet die heerskappy van God soek. Ek het sommer net die 2 of 3 goedjies neergeskryf, wat is die koninkryk? Die boodskap vandag gaan nie noodwendig oor hoe lyk dit nie, wat se kleure is die mure geverf en wat se edelgesteentes daar alles is nie. Dit gaan oor God se dinamiese heerskappy. Hy is in beheer. Lukas 17 vers 21 sê daar, die koninkryk van God is klaar onder julle. Nou the kingdom of God is amongst you. Dit beteken, dis binne in jou of is in julle midde. Jesus die koning het tussen hulle gestaan. Hy was reeds daar gewees. Hy regeer. Dis 'n geestelike regering, maar wat 'n fisiese realiteit veroorsaak. Want dit wat in die gees gebeur in hierdie koninkryk manifesteer fisies in ons lewens. Dit manifesteer, daar gebeur goed in jou lewe. Romeine 14 vers 17. Want die koninkryk van God gaan nie oor wat ons eet of drink nie, maar oor 'n lewe van goedheid en vrede en vreugde in die Heilige Gees. Nou wat beteken hierdie? Dit sê eerstens in die Heilige Gees. Met ander woorde, die Heilige Gees is ook deel van hierdie koninkryk. Dit gaan, en daar's drie punte wat jy moet onthou. Dit gaan oor geregtigheid, dit gaan oor vreugde, en dit gaan oor vrede. Hier was vreugde vanmôre in hierdie plek toe ons gesing het. Daar's 'n man, ek het sommer net die prentjie gesien, die Heilige Gees loop hier tussen ons, en hy raak sommer net aan ons, om ons nie lekker te laat voel nie, lekker te laat sing, net deel te wees aan die grootheid van God. Hierdie 3 punte, dit gaan nie oor rituele nie. Weet, wat is geregtigheid nou? Ons gaan nou daaroor praat. Wat's vrede? Wat's vreugde? Dit gaan oor 'n innerlike transformasie wat moet plaasvind in jou hart. Want jy moet uit 'n plek uitkom waar jy kan word, dat jy leef in geregtigheid en in vrede en vreugde. Matteus 12 vers 28. Dan het die koninkryk van God onder julle gekom. Has arrived. Dit beteken, daar's reeds 'n beslissende faktor waarna ons kan kyk. En dit is 'n verbondsrealiteit. Wat God sê, soek die koninkryk, want ek wil hê julle moet deel wees van die koninkryk. Ek wil julle deel maak daarvan. Want die Hebreëse denke van 'n koninkryk is altyd verbind aan
'n verbond. God se heerskappy word uitgeoefen binne hierdie verbondsverhouding. Daniël 7 vers 14 sê dit, die heerskappy se gee aan die seun van die mens. Hy het al klaar die profesie uitgespreek dat Jesus kom om dit terug te vat, om dit reg te maak. Nou die groot vraag is, hoe soek ek en jy na hierdie koninkryk? As Jesus hier staan vanmôre, en hy sê vir jou as 'n individu, ek wil hê jy moet soek na die koninkryk. Hoe gaan jy dit doen? Hoe gaan jy dit doen? Weet jy, in die eerste plek, trek uit jou skoene, want jy is op heilige grond. Die koninkryk van God is heilig. God se teenwoordigheid is heilig. So wanneer jy begin soek na die koninkryk, na die geregtigheid, trek uit jou skoene, want jy is op heilige grond. Jy is in 'n plek waar God reeds beweeg het, waar hy reeds voor jou uitgegaan het. En dan, ek wil 'n openbaring met jou deel vanmôre, wat ek glo 'n impak gaan maak op jou lewe. En dis die tweede punt van hoe jy soek na hierdie koninkryk. Ek wil vir ons lees uit Matteus 11 vers 29 tot 30. En is die bekende uitnodiging van Jesus, kom na my toe, julle almal wat moeg is en swaar laste moet dra, en ek sal julle lewens verkoop. Luister mooi hierso, neem my juk op julle skouers. Kom leer van my, want ek is sag en nederig van hart, en julle sal rus en 'n nuwe moed vir julle lewe kry. Want my juk sal sag op julle skouers rus, en my las is lig om te dra. Julle weet hoe lyk die juk, dis die stuk hout wat hulle oor die beeste sit, om hulle te laat lekker loop en te kan ploeg en so aan. Maar daar's 'n baie dieper betekenis hieraan. Neem my juk op julle en kom leer by my. Tradisioneel word ons geleer, weet hierdie swaar kry van jou en alles, sit dit maar net, vat jou kruis en volg vir Jesus. Hierdie las, maak dit Jesus se las, dan word dit ligter. Daar's 'n dieper betekenis van hierdie woord juk. Die Engelse woord yoke. En dit beteken, ek gaan dit eers in Engels sê, want die Engels verduidelik dit baie beter. It is a commitment to God's commandments. En boetie en sussie, hoor jy wat ek vir jou sê vanmôre? Dis 'n commitment. Ek het gaan soek vir 'n mooi Afrikaanse woord, verbintenis is die een wat ek kry. Dis 'n verbintenis aan God se instruksies, aan God se riglyne. So wat is dit wat Jesus vir ons sê? Sê vir ons, dis gebaseer op verhouding, daar's rus wat uitvloei, en hierdie is nie wetties nie. Maar wat sê hy vir ons? Ek gaan dit nou sommer in my eie woorde sê. Wanneer hy vir ons hierdie teksgedeelte gee, dan sê hy, sit my commitment op jou. Sit my verbintenis tot God op jou. En kom leer by my. Leer by my wat dit is om sag en nederig te kan wees. Jy sien, want dis die tweede stap. Ons moet wees soos Jesus. Hierdie hele beginsel van vat my commitment en sit dit op julle. En dan kom leer julle by my. Dis 'n uitnodiging, want as ons dit doen,
dan gaan ons rus kry. Dan gaan ons vrede in ons lewe kry. Dan gaan dinge begin anderster lyk vir ons. Sit my toewyding op julle. Kom leer by my. Jy sien, want jy kan nie stap en soek na die koninkryk van God as jy nie nederig voor die Here is nie. Dit is so belangrik dat ons dit besef wat Jesus vir ons sê. Dis in nederigheid dat jy die koninkryk gaan kry en in daai selfde nederigheid wat jy die toestemming het van God om in die koninkryk in te gaan. Leer by Jesus, staan op die voorskrifte wat God vir ons gee. En as daai teks begin dit met soek eers. Soek eers die koninkryk. En dit beteken eerste in jou begeertes, eerste in gehoorsaamheid en eerste in jou vertroue in die Here. Hierdie gaan oor 'n hartsverhouding met die Here. Wanneer jy in 'n hartsverhouding met die Here inkom, gaan jou rigting wat jy loop, na jou soeke na die koninkryk, totaal anders lyk, as wanneer jy dit uit jou eie probeer doen. Geregtigheid kom uit 'n egte verhouding met die Here. Jy kan dit nie aankweek nie. Jy kan dit nie aanleer nie. Dit kom uit jou verhouding met die Here. Luister wat sê Amos 5 vers 24. Ek wil liewer 'n vloed van regverdigheid sien, 'n eerlike leefwyse soos 'n stroom water wat nie ophou vloei nie. Wanneer gaan ek en jy hierdie stroom water hê wat nie ophou vloei nie, is wanneer ons toelaat dat die Heilige Gees oorneem en ons lei. Die Heilige Gees ken die koninkryk, want hy is saam met die Vader en saam met Jesus deel daarvan. Dit moet vloei, dan moet 'n vloei uit jou uit wees. Jy moet jou onderwerp aan Jesus. Jy kan nie soek na die koninkryk wat aan hom behoort, as jy jou nie onderwerp aan hom nie. Jakobus 4 vers 7. Wys dus dat julle van God afhanklik is deur na hom te luister. Weerstaan die duiwel en hy sal van julle af wegvlug. Wat sê hierdie vir ons? Wanneer ek en jy in gehoorsaamheid staan teenoor die Here, waar ons hom luister, dan is dit 'n bewys van daai diep verhouding wat daar tussen ons is. Ek en jy moet in gehoorsaamheid staan. Wat sê hierso? Wat sê Jakobus? Wat gebeur as ek en jy in gehoorsaamheid staan? Dan vlug Satan van ons af. Want hy kan nie in die teenwoordigheid van ons God wees waar heiligheid is nie. En wanneer jy in gehoorsaamheid by God staan, dan is dit deel van die heiligheid. Dis deel van daai verhouding tussen julle. Satan kan nie deel wees van die koninkryk van God nie. Hy sal nooit deel wees daarvan nie. Sy eindtyd briefie is klaar geteken. Moenie laat hy jou verlei nie. Moenie luister na stories oor hoe maklik dit is om in die koninkryk van God in te kom nie. Dis nie maklik nie. Ja, saam met die Here is dit maklik. Geregtigheid, gehoorsaamheid is die boustene van dit wat jy moet gebruik om te soek na die heiligheid van God, om te soek na die koninkryk. En dan, seker een van die mees belangrikste dinge wat daar is wanneer jy soek na die Heilige Gees, om in 'n plek te wees wat jy dit kan doen. Johannes 3, vers 2 af aan, Nikodemus praat met Jesus. En hy sê, Here, ons weet dat U hierdie goed wat U doen,
kom van God af. Hy praat met die Here. Wat is Jesus se antwoord? Luister mooi hierso. Ek verseker jou, as iemand nie van bo gebore word nie, sal hy die koninkryk van God nie sien nie. Wat beteken dit om gebore te word van bo? Dis om by daai plek te kom waar jy repent oor jou sonde, wat jy regtig waar 'n verhouding begin opbou met God. Jou verhouding met Jesus, jou verhouding met die Heilige Gees en met die Vader. As jy nie wedergebore is nie, kan jy nie dit sien nie. Want om te soek na die Heilige Gees, gaan jy iets moet sien. Nee, jy kan dit nie raak sien nie, want dis eers by daai oomblik van wedergeboorte, dat die Heilige Gees jou vul, dat jy God se goed in die Gees kan raak sien. Dis eers op daai oomblik, wanneer die goed so begin gebeur. Ek verseker jou, Jesus maak dit baie duidelik, dat slegs hulle, wat tot bekering gekom het, 'n pad met hom loop, daai pad sal kry, na die koninkryk toe. En dan kom ons op daai plek, wat ons nou by die koninkryk kom, as ons dit gekry het, dan wat maak ek en jy daarmee? Ek vra sommer nou vir jou, dink net gou-gou 'n bietjie, as jy nou by daai plek uitkom, dis awesome, hierdie geestelike ding wat oop bars in jou. Jy het koninkryk gekry, jy het vir Jesus gesien, jy het tot bekering gekom en jy sien Jesus. Wat maak jy wanneer jy die koninkryk van God kry? Want dit is 'n vraag wat ek en jy nie van mekaar vra nie. Dis 'n vraag wat ons nie eers aan dink nie. Want Jesus het gesê het, soek na die koninkryk. Is dit 'n uitnodiging, want hy weet wat gebeur in die koninkryk. Hy weet wat daar gebeur. Wat moet jy doen as jy dit gekry het? Eerste ding is, jy moet dit uitleef. Jou hele wese moet uitstraal dat jy by die koninkryk van God uitgekom het. Matteus 5, ek dink vers 16. Kom daar neer, die koninkryk moet sigbaar word in jou lewe. Moet 'n getuienis wees vir Christus, moet sigbaar wees. Jy moet dit verkondig. Jy moet praat. Wat het Jesus gedoen? Hy het gepraat daaroor. Hy het gesê die koninkryk van God het naby gekom. Want dit wat jy beleef in die Gees, moet jy uitleef. Jy moet dit verkondig. Jy moet praat daaroor. Jy moet praat daaroor. Ek het so Vrydag of 2 terug, het ek en Marieta met 'n klomp mense gepraat, en ons het voor die tyd gesê, joh, maar hierdie klink soos 'n, ons gaan nou breek. En een van die persone het gesê, ons breek nie wanneer ons God groot maak nie. Want ek en jy is geroep as getuies. Ons kan met mekaar praat en van mekaar sê, hoor hierso, weet jy wat nie, hou vas aan dit wat jy deurgaan. Die Here het dit gedoen. Ons getuienis moenie wees oor hoe groot ons is en weet, kyk nou na my. Ek het gesoek na die koninkryk. I have arrived. Dis nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan oor die verkondiging en die getuie oor die grootheid van God. Die mosterdsaad waarvan Jesus gepraat het, dit moet vermeerder. Die koninkryk moet groei. Jy sien, maar as die Here vir ons geroep het om disippels te maak, hy het ons geroep om te getuig, dan beteken dit, daar moet groei kom uit dit uit. Daar moet groei kom uit dit uit. En dan Matteus 13 vers 44, weet jy, dit is vir my, hier is vir my so 'n mooi deel. So hierdie man, hy werk in die land, en hy kry 'n skat daar. Dan kyk hy rond, hy maak dit gou goed toe. En hy gaan verkoop hy 'n klomp goed, om geld te kry, om hierdie stuk grond te kan kry.
Maar dit gaan nie net oor die skat nie, dit gaan nie oor die grond. Dit gaan oor 'n grondgebied wat God vir ons oopmaak. En ons moet volhard. Ons moet volhard. Ek wil begin afsluit. So 'n mooi gedeelte. Matteus 11 vers 12. Dit sê vir ons, vandat Johannes die Doper begin preek het tot nou toe, is God se koninkryk besig om vir homself 'n pad oop te breek en mense wat al hulle kragte daarop toespits, maak dit hulle eie. Soek die koninkryk van God, is wat Jesus vir ons sê. Spits jouself daarop toe. Jy moet dit uitleef, jy moet soek daarna. Jy moet soek daarna, sodat jou lewe die Here kan verheerlik. Want dit gaan oor Jesus. Jesus het 'n klomp goed gesê oor die koninkryk. Matteus 4 vers 17, ekskuus, ek het nou net die Engels hier by my, repent for the kingdom of heaven is near. Matteus 6 vers 10, your kingdom come. Hy het aan mekaar gepreek daaroor, hy het bedien daaroor. Leef hierdie verhouding met die Here prakties uit, sodat dit 'n impak sal maak in die koninkryk. Jy is nie net geroep om te soek na die koninkryk om al die ander goeders te kry nie. Dit sal outomaties daar wees. Jy is geroep om in die koninkryk van God te werk, om te dien. Daar's een koning en dis Jesus. Ons is daar om te dien. Ons is daar om mekaar te dien. Want hy rus ons toe, die Heilige Gees rus ons toe om te kan dien. Die koninkryk van God moenie net daaroor gaan om iets te soek nie. Dit moet daaroor gaan om iemand te volg. Ek wil in hierdie koninkryk inkom om Jesus te volg. Jy sien, want hy het 'n duur prys aan daai kruis betaal. Hy het 'n duur prys aan daai kruis betaal sodat ek en jy kan inbeweeg in die koninkryk saam met hom. En jy soek dit deur jou wil neer te lê. Nie ek nie, Vader, maar U wil. Kan jy regtig by daai plek kom? Hy sê, nie my wil nie, Here. Nie my wil nie. Dat jy sy geregtigheid sal vashou in jou lewe. Dat jy sy geregtigheid sal uitleef. Dat jy daai juk wat hy van gepraat het, dat jy dit sal vat, dat jy by hom sal leer, en dat jy in sy koninkryk sal leef. Want dan gaan jy by hom uitkom. Die koninkryk lyk soos Jesus. En dit is slegs wanneer jy vir Jesus sien, dat jy werklik kan weet waarna jy soek. Die Here maak sy hart vir jou oop vanoggend op 'n nuwe manier. Elkeen van julle loop 'n pad met die Here. Maar die Here wil vanmôre vir jou kom sê, daar's meer. Is jy bereid om die Heilige Gees toe te laat om nog 'n bietjie sluipwerk te doen vir die dienswerk waarvoor hy jou geroep het? Soek eers die koninkryk van God en al die ander dinge sal vir jou bygevoeg word. Amen.